Goeiemôre vriende en baie welkom vanoggend by Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en my naam is Chanel. As Christene sê ons baie vir onsself en vir mekaar, ek wil meer soos Jesus wees. En vir interessantheid, waaraan dink u as u dit hoor? Om meer soos Jesus te wees, dalk om meer vriendeliker voor te kom, sagter, nie ander te judge nie, die skrifte, die woord van God meer te studeer. Vriende, ek dink ons kan met 'n lekker lang lys opkom. Maar hoeveel keer gaan kyk ons na die lewe van Jesus Christus en volg net actually sy voorbeeld? En die keywoord hier is, volg sy voorbeeld. Doen wat hy gedoen het. Daar is 'n kort storie wat ons lees in die evangelies wat ek net love. Johannes hoofstuk 3 beskryf dit so. Nikodemus was 'n man uit die Fariseërs, met ander woorde, hy was 'n gesiene skrifgeleerde, 'n leier in die kerk, soos ons dit vandag sal noem. En hy gaan na Jesus toe in die nag. Nou persoonlik is dit vir my so mooi dat Christus nie gemind het om Nikodemus te ontmoet daar waar hy moontlik nie voor mense gesien wou word nie. Maar ek dink nie dis die highlight van die verhaal nie. Die gesprek wat volg tussen Christus en Nikodemus oor wedergeboorte, wat volgens Jesus se woorde hier noodsaaklik is vir die ewige lewe. Gebore uit water en gees. Die doop, dis nou een topik wat so baie opinies en gedagtes en verskillende maniere het onder baie kerke. Wat is die regte manier? Wanneer? Hoe belangrik is dit? Verwag God dit werklik? Hang my verlossing daarvan af? Vriende, wat dink jy? Wat dink jy is die antwoord op hierdie vraag? Kom ons luister saam na hierdie beautiful lied in die voetspore van Jesus. A path of thorns you chose for me so brave. Each step was filled with sorrow you still gave. In full surrender to the Father's will. Your life, oh Jesus, was the price to fill. Against the tide you walked alone, a path of truth you made your own, while all the world would turn away. Your steps revealed the narrow way. I will walk where you have gone, though the road is rough and long, though it's paved with tears and pain, still I'll follow just the same through the trials that I may face. I will walk in your own grace. Every footprint that you leave is the path I will believe. Though hard it is, I'll choose your way each day, to follow you and never turn away. My life I give forever in your hand, to serve you, Lord, until the very end. Against the tide you walked alone, a path
of truth you made your own, while all the world would turn away. Your steps revealed the narrow way. I will walk where you have gone, though the road is rough and long, though it's paved with tears and pain. Still I'll follow just the same, through the trials that I may face. I will walk in your own grace. Every footprint that you leave is the path I will believe. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Lewende Beloftes. Vriende, aangesien Christus wat sondeloos was, gedoop is om alle geregtigheid te vervul, dink jy nie ons as sondaars moet dit dalk ook doen nie? Jesus sê vir sy disippels in Matteus 28, gaan en doop hulle. Doop is dus 'n opdrag van God af. Selfs na Christus se hemelvaart het die disippels die noodsaaklikheid van die doop actually beklemtoon. Ons lees daarvan in Handelinge hoofstuk 2, hoofstuk 10 en 22. En dit bring my dan by ons Bybelbelofte vir oggend. Markus 16 vers 16. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Ons lees in Handelinge 2 vers 37 en 38 waar Petrus vir die mense sê, bekeer julle en laat julle doop tot vergewing van sondes. Jesus Christus se uitnodiging sê, hy of sy wat glo en laat doop, sal gered word. Vriende, is dit nie amazing nie? Volgens Romeine 10 vers 17 is die geloof uit die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Dus, dit wat die Bybel sê, ons leer, moet ons hoor. En dan glo. Geloof is die heel eerste stap. Glo in Jesus Christus. Glo dat hy die seun van God is. Glo dat hy sy lewe gegee het, sodat ek en jy die ewige lewe kan kry. Glo hy het opgestaan uit die dode. Glo. En dan soos Petrus sê, bekeer julle. Vriende, sonder ware bekering kan ons nie 'n persoonlike verhouding met Christus hê nie. Want onthou, bekering bring vergifnis. En ek wil nie hê daar moet iets wees tussen my en Christus nie. Ek wil nie hê daar moet sonde wees wat 'n muur tussen ons bou nie. Jesus praat in Matteus 3 van die vrugte wat by bekering pas. Vriende, deur gehoorsaamheid aan die gebooie van God, wys ons dat ons God liefhet. En wie is nou weer die kinders van God? Volgens Openbaring 12, hulle wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Christus het. Ons lewens moet getuig dat Christus ons persoonlike vriend en verlosser is. Dat ons dit regtig glo. Glo, sê Jesus Christus, glo en doop. En hy beloof, jy sal gered word. En nee, vriende, hy beloof nie, na jou doop gaan dit net sonskyn en rose wees nie. Nêrens in die Bybel het ek al gelees dat die Satan jou dan gaan uitlos nie. Nee. Maar die belofte is, jy sal gered word. Glo, klou aan die beloftes van God. Fokus en bepeins oor die dinge daarbo, die dinge van God, die ewige lewe. So, wat is die regte manier? Vriende, wat is die voorbeeld wat Christus vir ons gewys het? Wanneer? Jesus sê glo. Glo is om te besluit, om te vertrou. Dis wanneer. En hoe belangrik is dit?
Gaan lees self die gesprek wat Jesus met Nikodemus gehad het. Bekeer julle en laat julle doop. Vriende, die vernaamste vrug wat die doop dra, is 'n lewe wat aan Christus gewy is. En onthou, om getrou aan ons doopsverbond te wees, beteken om ander na die koninkryk van God te lei. Aan elke disipel van God is die opdrag, gaan en doop hulle, gaan leer hulle. Vriende, laat ons nie versuim in die verwagting wat God van ons het nie. Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Handelinge 22 vers 16. Gaan en getuig aan almal van my. Handelinge 1 vers 8. Vriende, glo en doop, en jy sal gered wees. Ek wil jy graag uitnooi, as jy 'n Bybelvraag het, of as jy meer inligting verlang oor die doop, of dalk voel jy dit is tyd om gedoop te word, maar jy weet nie waar om te begin studeer nie, asseblief kontak ons, awrafrikaans.org, of stuur vir ons 'n WhatsApp, 060-248-1172, 060-248-1172. Maar vriende, daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir jou bid? Ons hemelse Vader, dankie Here vir u liefde en dankie vir u belofte van redding aan almal wat glo. En Vader, dit is my gebed vanoggend vir elke luisteraar. Ek glo dat Jesus Christus my verlosser is. Ek wil u volg en my lewe aan u toewy, Here. Here, reinig my hart, o God. Help my om met opregtheid en gehoorsaamheid te wandel. Laat my doop 'n teken wees van my verbintenis aan u, 'n bevestiging van die geloof wat in my hart geplant is. En Vader, help ons asseblief om standvastig te bly, selfs wanneer ons geloof beproef word, dat ons altyd in u sal vertrou en u waarheid glo. Here, u verlaat ons nooit nie. En dankie Vader vir genade. Dankie vir Jesus Christus se opoffering, sodat ons gered is. En mag die Heilige Gees ons leer, ons wys, ons lei om na Christus te kyk, om in sy voetspore te stap en meer soos Jesus te wees. Dit is my gebed vir oggend, in die naam van Jesus Christus. Amen.